Die jong dogter is besig om voor te berei vir haar Afrikaanse vraestel. En sy kom na haar pa toe en vra vir hom, hy moet haar asseblief net help met 'n paar verduidelikings. Wat sou die verskil wees tussen omgekrap, kwaad en woedend? Hy sê vir haar, jong, ek is so baie goed met Afrikaans nie, ek was meer in die wiskunde, maar kom ek probeer vir jou verduidelik. Vat sy telefoon en hy bel 'n onbekende nommer. Die persoon antwoord aan die ander kant en hy sê vir hom, kan ek met Sarel praat asseblief? Die persoon sê nee, dis verkeerde nommer. Hy sê nee, dis die regte nommer, kan ek met Sarel praat asseblief? Die persoon is duidelik omgekrap en sit die foon neer. Die pa sê, dis hoe omgekrap is. Hy sê, ja pa, dis goed. Hoe's kwaad? Hy wag so 30 sekondes, hy bel dieselfde nommer. Sê vir die persoon, toe hy antwoord, kan ek met Sarel praat asseblief? Duidelik kom die dogter agter wat is kwaad. Sy sê, dankie pa, maar wat is woedend? Hy wag nog so 30 sekondes. Hy bel weer, die persoon antwoord aan die ander kant, en hy sê, hallo, dis Sarel, is daar enige boodskappe vir my? Ons almal word kwaad. Party van ons sal dink ons word meer kwaad as ander. Ons praat vanoggend oor woede, ons praat oor kwaad word, en ons gaan ook vanoggend net daarna verwys, maar eintlik volgende week 'n bietjie verder uitpak, as dit kom, wat gebeur as ons woede vertroetel, en dit dan oorgaan in redelike konstruktiewe gedagtes, hoe ek jou te na gaan kom, of hoe ek gaan wraak neem. Woede is eintlik 'n baie natuurlike ding. Almal van ons word kwaad. Dit is in die eerste plek 'n emosionele ding, wat ons ietsie later oor sal sê, maar ook chemies. Dit is bloot deel van jou kondisionering. Die liewe Here het ons so gemaak, dat ons kan kwaad word, sodat jy terwille van oorlewing kan bly leef. Kwaad word is eintlik 'n verdedigingsstelsel. Dis 'n vleg of 'n vlug, en party ouens reken, daar kom ook 'n vries by partykeer, meganisme wat jou help om te oorleef as dinge nie vir jou reg uitwerk nie. Baie eenvoudig. Met ander woorde, wanneer 'n klein boesmandjie in die veld loop en hy's besig om 'n gemsbok te jag en hy sien 'n leeu om die hoek kom, moet die boodskap baie duidelik gou by hom posvat, ek en die leeu hoort nie by mekaar nie. En dat sy liggaam dan geaktiveer word en oorgaan tot aksie. Vandag loop ons nie self nie elke dag dalk in leeu's vas nie. Maar daar's klomp ander dinge wat ons kwaad maak. Ons almal ken daardie gevoel. Dis regtig so, adrenalien wat regtig deur jou byniere in jou liggaam afgeskei word. En jy word geaktiveer, of dit is om 'n selfoon stukkend te gooi, en of dit is om vir 'n leeu weg te hardloop, en of dit is om vir die ou wat voor jou in die verkeer sit iets te skree of te wys, jy word geaktiveer. Jou handpalms begin sweet, jou mond begin, jou hart begin vinniger klop. Dis bloot 'n natuurlike ding. Ons kuier nou vir die laaste 4 weke oor die antieke gedagte van die 7 doodsondes. Na Paas het ons gedink is goed, as ons kan saampraat oor, in die konteks van die opstanding, hoe daar lewe kan kom uit dooie plekke uit. En ons gedink, kom ons gebruik die antieke formulering van daar 7, eintlik 8, dalk was daar 9 doodsondes is, wat die kerk geformuleer het so in 300, 400 na Christus al, wat Gregorius eintlik uitgebou het hier in 500 na Christus. En hoe dit eintlik dan gesien word as dooie plekke, of ons noem dit ook kwesplekke, en hoe daar dan nuwe lewe kan kom. So die reeks begin met hoogmoed. Die hele ding van, dat dit ook die wortel is agter baie ander sondes. Die week erna het Roe vir ons 'n goeie inleiding gegee rondom luiheid of sloth, wat ook gesien het as een van die 7 doodsondes, en laasweek het Louis baie goed aan geslag om het iets te deel oor welis. Vanoggend praat ons dan oor woede. Dit is baie kompleks om te gaan verstaan hoe hier die 7 doodsondes gesien is. Party ouens reken, dit is iets wat die dood gebring het, met ander woorde, jy word gestraf vir daardie sonde, soveel erg dat jy eintlik kan sê, dis doodsondes.
Of ons kan ook sê, dat daardie sonde so sleg is, dat dit jou nou al letterlik doodmaak. En ons het daaroor ook gepraat, dat dit jou verhoudings met jouself en verhouding met ander mense en jou verhouding met God kan doodmaak, kan vernietig. Daar's ook 'n derde interpretasie, dat ons baie keer hierdie sondes gebruik om die dooie plekke wat al reeds in ons is, te verberg of te beskerm. En ek wil vanoggend al so 'n bietjie by daai deur inkom, om te gaan sê, kan dit wees dat woede gebruik word om die kwesplekke wat ons al reeds het in ons lewe, eintlik te beskerm, en te verberg, en te verdoesel? Woede is 'n emosionele reaksie op iets wat gebeur. Ek bedoel, niemand sit net en jy besluit doelbewus, kognitief, ek gaan nou kwaad word nie. Jy sit gewoonlik en is iets wat jy van buite af stimuleer. En dan raak ons kwaad. Party van ons is kwaad vir dinge. En ek moet vir julle sê, toe ek nou 'n bietjie moet gaan rondkyk het na filmpies om goed oor mense. Baie mense word kwaad vir goed, vir rekenaars of vir goed wat nie werk nie, of karre wat breek nie. Ander van ons is kwaad vir mense. Mense ontstel jou meer. En baie van ons is net kwaad vir die lewe. Is eintlik kwaad vir alles. Wat ook al dit is gewoonlik 'n reaksie op iets wat dalk as 'n frustrasie begin het, of dalk die beskerming van 'n verleentheid, of die gevoel van verwerping. Maar kom ons sê dit, afgesien daarvan dat emosies iets is wat chemies is en wat normaal is kwaad word ook 'n emosie. En emosies is nie goed of sleg nie. So hoor, ek wil net ons moet dit ook baie goed vanoggend hoor. Die feit dat jy kwaad word is so natuurlik soos asemhaal. En jy kan nie vanoggend sê om kwaad te word is verkeerd nie. Om daai ervaring te hê nie. Hoor gou mooi, om die emosie te beleef, van daar word nou goed in jou liggaam afgeskei en is adrenalien en kortisol en goeters in jou beinniere is in werk in oormaat. Dit kan mos nie sondig wees nie. En ek dink die Bybel praat ook so daaroor. Hy sê, as jy kwaad word, moet dan nie sondig nie. En as jy kwaad word, moet dan nou nie 'n dag kwaad afsluit nie. So die ervaring van dat dinge omgekrap is, ek dink nie daaroor is 'n oordeel in die Bybel nie. Want dit is 'n emosie. 'n Emosie is net, emosie is nie goed of sleg nie. Iemand verduidelik dit so, hy sê dit is soos kakiebos of knapse kerels, nê, wat in die Anglo-Boereoorlog deur perde voer in ons land ingekom het. En nou kry ons die goed oral. Hy sê, hulle is net, maar of dit kan onkruid wees, of het, en ek dink kakiebos kan ook goeie medisinale waarde hê, of selfs vir parfuum gebruik word. So dat die vraag is net vanoggend, wat maak jy as daar woede, want dis normaal, in jou lewe teenwoordig is? Goed, so ons gaan volgende week, as ek nou soeke 2 klein pyltjies geteken het hier aan die ene kant. Volgende week gaan ons kyk, wat gebeur as ek woede opneem? As ek woede vertroetel? As ek myself absoluut oorgee aan hierdie gevoel? Waar dit dan kan oorgaan tot wraak, waar dit kan oorgaan tot 'n konstruktiewe plan om jou te na te kom. 'n Mooi Afrikaanse woord is, dat daar iets soos wremel in my binneste kom. En hoe kan ons daarvan ontslaa raak? Want dit is baie sleg vir jouself en vir 'n klomp ander mense om jou. So volgende gaan ons kyk, wat gebeur as jy dit opneem? Vanoggend wil ek graag gesels oor die ding dat, wat gebeur as ons woede ontken en heeltemal onderdruk? Want ek sê dit weer eens, almal van ons word eweveel kwaad. Maar kyk ons nou so na mekaar, of ons kyk in huwelike, of ons kyk na hoe ons bestuur, of ons gaan kyk in familieverband of by die werk, dan gaan ons sê, jy's maar daai ou word dan baie meer kwaad as ek. Of daai ene word nooit kwaad nie. Dis gewoon nie waar nie. Die ervaring van woede is vir almal van ons presies dieselfde. Dis natuurlik. Maar hoe jy uiting gee daaraan. Party ouens gee dadelik uiting daaraan, hulle neem dit op, en hulle werk met dit. Party van ons maak video's daarvan in ons koppe. Jy weet, daai selfde ding wat jy baie keer sal sê, kyk, ek wens net ek het vir hom gesê. En dan speel jy daai hele ding oor en oor. Nee. En dan maak jy video's oor, as jy hom nou weer kry, wat gaan jy vir hom sê? So dan neem jy dit op. Maar ander van ons sal dalk sê, maar ek word nie kwaad nie. Ek word baie min kwaad.
kan nie onthou wanneer ek laas kwaad was nie. Ek dink nie dis waar nie. Ek dink die ervaring van woede is daar, maar dit word onderdruk en dit gaan lê op plekke. Soos iemand half tong in die kies sê, dat depressie is dalk net woede sonder entoesiasme. Want hy goed gaan lê, en hy goed gaan lê, maar tog 'n deel van ons. En is onderliggend daar, en die vraag is net, wat maak ons dan daarmee? Miskien net om 'n laaste beeld te gebruik. Woede kan nie sleg wees nie, want die Bybel vertel vir onsself dat Jesus kwaad geword het. Toe hulle die kindertjies van hom af weghou, en jy kan letterlik die Griekse woordjie gaan kry, het hy vies geword, hy het kwaad geword, toe die mense kinders van hom af weghou. En toe berispe, toe praat hy baie hard met sy disippels, en hy sê vir hulle, asseblief, laat daai kindertjies hiernatoe kom. Hy het kwaad geword toe hy by die tempel was, reëlberekenend. Ons het daardie teks hanteer die week voor Paasondag, as julle kan onthou. Dat Jesus eintlik vir 20-30 minute lank in die tempel rondloop en ontsteld raak en kwaad raak. En dan baie rustig gaan sit en 'n sweep vleg. Met ander woorde, is nie 'n emosionele ding nie. Hy's ontsteld. So ons gaan volgende week ietsie sê oor, daar is iets soos geregtelike woede. Dat ons moed kan kwaad word oor goed wat nie reg is nie. In my eie lewe of in die samelewing of waar ook al. Kom ons lees vanoggend 2 tekste. En ek wil graag hê as ons die 2 tekste lees, bring dit nou in verband met die gedagte van woede, wat eintlik maar 'n sekondêre emosie is. Miskien moet ek dit net eers sê. Navorsing sê vir ons dat woede wat 'n mens beleef, en veral woede wat mens tot uitdrukking bring, wat mense sien by jou, is die meeste van die tyd 'n sekondêre emosie. Dat die primêre emosie sal dalk wees, ek is bang, ek het vrees. As jy mooi gaan dink, die boesman wat in die woestyn loop, of in die veld loop, en die leeu kom om die hoek, daar is iets van adrenalien, daar is 'n ervaring van ek en leeu hoort nie by mekaar nie. Maar daar is 'n vrees, dat ek kan doodgaan. So ek wil jou uitnooi vanoggend, as ons nou hierdie tekste lees, dit kom nou heeltemal van 'n ander plek af, dat ons so gaan kyk na die gebrokenheid, wat eintlik agter woede lê. As ons na die wêreld gaan kyk, hoe ons bestuur en ry en praat en leef, hoe sou julle sê, hoeveel persent van alle emosies is woede? Party van ons sal dalk sê 60% of 70% of dalk 80%. Of as jy gister op Nieuweland was en jy daar rooi kaart gesien, was dit 100% van die skare. Jy word kwaad. Maar goeie navorsing sê vir ons dat net 3% van alle emosies is eintlik woede. Met ander woorde, daai ding van terwille van oorlewing moet ek nou wegkom. So baie keer is woede, en dis wat ek hier met vanoggend moet hoor, is woede, of as kwaad word, amper 'n substituut of 'n masker vir 'n primêre emosie. Ek is bang. Ek is bang ek word uitgevang. Ek is bang ek voel weer misgekyk. Ek is bang ek gaan weer verwerp word. En dan wys ons, in plaas van trane, woede, aggressie, vuiste, vingers en krietaal. So die eerste teks is 'n bekende teks uit 2 Korintiërs 4 uit, wat ons net invat in die gedagte, dat ons broos is, dat daar 'n stuk gebrokenheid, saam met ons in hierdie wêreld ingekom het, bloot omdat ons mens is. Paulus sê in 2 Korintiërs, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis. En nou verwys hy na Genesis, né? Die skepping. Hy sê, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek, en die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. So hier herinner hy die ouens net weer, en vir my en vir jou vanoggend, dat daar's 'n stuk gebrokenheid in ons, nê. Daar's 'n vrees, 'n bangheid, 'n stikkindheid in ons.
Dis die kleipot wat maklik breek. En vanoggend wil ek graag hê dat jy in daardie gebrokenheid jouself sal vind en iets daarvan sal raak sien ook agter jou woede en dan hierdie wonderlike lig wat eintlik van binne af ten spyte van die gebrokenheid, ten spyte van hierdie stikkende kleipot tog vir jou kan lewe bring. Dat daar vanoggend hierdie stuk ontmoeting sal plaas wat nou lees ons 'n storie waar dit gebeur het. Lukas 17. Net toe Jesus 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. En hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Ek lees 'n stuk navorsing wat vra waarom Jesus so baie keer krepeles en blindes en melaatses gesond gemaak het. Want as jy nou die Bybelstories gaan lees, die evangelies, nee, dan lyk dit vir ons asof dit nou elke tweede ou was half krepel, of elke derde ou was melaats. En die ouens wat kultuurhistoriese navorsing sê, bloot dit was nie waar, dit was die uitsondering. Daar was soos in vandag se tyd meer ander siektes. Dis nie dat elke tweede ou half blind of gestremd is nie. Daar was ander siektes. Mense het dood gegaan daai tyd al aan bloedsiektes, aan kanker. Hulle het siek geword, longontsteking gekry. Dalk nog meer as in vandag se tyd. Maar reken die ouens wat navorsing doen op die Nuwe Testament en op die verhale van die evangelies, dat Jesus baie duidelik en die evangelieskrywers vir dit ook so oorgebring het, juis hierdie dinge half uitgewys het en klem daarop gelê het, omdat hulle 'n toestand wou aanspreek. Omdat die toestand van blindheid, of van krepelheid, of van melaatsheid, eintlik net 'n metafoor is vir iets groters. En hulle noem dit dan die gebrokenheid van die mens. Want gaan kyk maar in die evangelies, as Jesus iemand gesond maak, wat blind is, en hy laat die persoon weer sien, sommer net daarna, dan word dit altyd in verband gebring ook met geestelike blindheid. Om te kan sê, ja, jou oë is nou gesond, maar dit gaan oor baie meer as dit. En op klomp plekke in die Bybel lees ons, daar het goed so skille van hulle oë afgeval, en dan het daar 'n nuwe lewe begin. Dan het party ouens nuwe name gekry. Dan het ouens begin om in die een rigting te leef en omgedraai en in 'n ander rigting te leef. So blindheid wat genees is, het die toestand ook net beklemtoon van iemand is half gebroken, ook op 'n geestelike blindheid vlak. Ook wat krepelheid betref, dat ook waar Jesus dan mense gesond maak, en hulle sê staan op en loop, was daar ook dadelik ook dan hierdie gedagte van dat mense dan ook dan opstaan in 'n nuwe lewe. En ek dink vir vandag ook, dat ons kan sê, ons is vandag baie keer nog krepel. Ons het die onvermoë om baie keer op te tree, baie keer die onvermoë om iets te sê, die onvermoë om eerlik te wees, die onvermoë om die harde werk te doen deur binne toe te kyk, die onvermoë om verhoudings te laat herstel, die onvermoë om emosies te beheer. Ons is almal in 'n mate krepel. En melaatsheid. Melaatsheid soveel meer die feit dat jy half afgestomp en eenkant en afgesny is van jouself en van ander. Melaatsheid in daardie tyd, dis hoekom Jesus vir hulle sê, gaan wys jou vir die priester. Hulle het ook op 'n afstand gestaan en geskree, "Oei, help ons." Want iemand wat melaats was, het 'n groot klok om sy nek gedraai, mag nie naby mense gekom het nie. Ek en my kinders het hierdie teks hierdie week bietjie gelees ook, en so ek sommer so 'n bietjie op YouTube gaan kyk. Daar's 'n klomp uitbeeldings van hierdie verhaal, nê. En hoe mense half, as hierdie 10 ouens nader kom, dan kyk, dan hardloop almal.
want hulle was afgesny, hulle moes in die berge gaan bly het. So daarom sou hulle nie net 'n stuk afsnyding of 'n stuk eenkantheid beleef het in terme van sosiale groepe, dat hulle van hulle families verwyderd was en van hulle huise en van hulle vrouens en kinders nie, maar ook so godsdienstig. Die priester was die een wat 'n melaatse ondersoek het. En dan wanneer hy na hom gekyk het, vir hom gesê het, jy is melaats, jy is onrein, en dan die priester die werk gedoen het, die ou in die woestyn of in die berge in te jag. So ook godsdienstig, kultureel, sosiaal was hierdie ons afgesny, maar ook fisies. Die grootste ding van melaatsheid is dat jy jou eie ledemate nie meer voel nie. As jou vingers gaan dood, en jou arms gaan dood, en jy voel later nie meer jou bene nie, en later kon jy nie meer loop nie. So melaatsheid is ook 'n metafoor in die Bybelse stories van ons wat afgesny is van onsself en van ander. En nou reken ouens vandag, sosioloë, sielkundiges, medici, teoloë, dat dit dalk ook een van die grootste siektes van ons tyd is. Dat ons afgesny is van onsself. Of dit nou tegnologie is, of 'n te besige lewe, of net die manier hoe ons dink die regte lewe behoort te gebeur, begin ons almal onsself half nie meer ken nie. Ons is heeltyd besig met iets, nie waarskynlik maar 'n foontjie of 'n televisie of 'n ding, dat daar baie min nog geleentheid en ruimte en tyd is vir ons om die binnewerk te doen. Ons leef almal eintlik baie ver weg van ons eie gebrokenheid. Ons verdoof dit met besig wees. En ons is almal eintlik so op 'n emosionele narkose. En dis hoekom party van ons kan sê, maar ek word nooit kwaad nie. Maar nou weet ons ook nie, dat daardie dinge wat ons half verberg en wegsteek, ook maar baie keer oorgaan, en dan begin dit ook ook wys in ons lyf. Daar's 'n hele studieveld nou wat oopgaan rondom psigosomatiese siektes. Dat die oomblik as jy hierdie goed vir jouself begin wegsteek, kom daai goed en dit kan maar in jou lyf gaan sit. Op een of ander manier, dalk in migraine of in kopseer of in maagseer of in een of ander iets, dat die stres en die gebrokenheid en die onderdrukte emosie wat ons het, ons almal letterlik ook kan siek maak. Vanoggend wil ek jou dan uitnooi, want Lukas vertel vir ons, Jesus is die groot geneesheer. Maar hoor nou mooi, as hy kom om te genees, genees hy nie net van liggaamlike gesondheid nie. Hy maak nie net hierdie ouens gesond, in terme van, nou is jou liggaam weer reg nie. Nee, dit gaan vir hulle ook dat hulle in voeling weer kom met hulle self. Want die een groot ding van hierdie gelykenis, of van hierdie wonderwerk is, hulle kry weer die gevoel terug, in hulle hande en voete en hulle lywe. Met ander woorde, hulle kry ook weer die moontlikheid om weer pyn te voel. Dis nogal iets om mee te werk vanoggend. Om ook in daai pyn te kan ingaan oor wie hulle is. Maar hulle word ook herstel in terme van sosiaal, kultureel, godsdienstig. Hulle kan weer tempel toe gaan. Die hoëpriester kan homself nou weer gaan, hulle sê, jy mag nou maar weer kom. Maar hulle word ook weer teruggestuur na die sosiale wêreld, en na hulle huise toe, na hulle vrouens toe, na hulle kinders toe. Met ander woorde, as Jesus hier red, want dis die woord wat gebruik word, so, dan gaan dit nie net oor liggaam nie. Ek bring jou weer in koneksie met jouself. Dat jou kop en jou hart en jou lyf by mekaar kan kom. En ek dink dis waarna toe ek jou vanoggend wil nooi. Ek dink dis waarna toe die teks jou vanoggend wil nooi. Kom in kontak met jou gebrokenheid en ontdek weer vir Jesus as die geneesheer. So die een vraag, is dit al wat jy vanoggend onthou? Die vraag is, wat lê agter jou woede? Woede is nie noodwendig jou primêre emosie nie. Hierdie 10 mans moes hulle melaatsheid besef, hulle gebrokenheid. En hulle moes Jesus nader met die hoop en die verwagting dat hy hulle gesond sal maak. Jy moet eers verby jou woede kom, om te gaan vra, wat lê agter dit? So vandag is werkersdag en is nou 'n vakansiedag, maar ek gaan juist vir jou vra om 'n bietjie werk te doen vandag en môre. Gaan sit op 'n stadium bietjie en dink, en as jy 'n pen en papier kan vat, soveel beter. Wat maak my kwaad?
Nie hulle nie. Wat van hier binne? Wat is dit? Die vrees vir wat? Die bangheid om dood te gaan. Wat 'n vrees dat ek nie raak gesien gaan word nie? Dat ek misken gaan word? Dat hulle nie weet wie ek is nie? Dat ek weer die gevoel gaan kry wat ek op 5 jaar gekry het toe my pa dit of dit gesê het? Jy moet gaan krap en gaan vra, waar kom hierdie ding vandaan? Want dit is 'n kwesplek en jy gebruik dalk woede om hierdie kwesplek heeltemal te cover en te verdoesel. Jesus kan jou red van dit. As ons in die Bybel lees dat Jesus mense red, dan gaan dit oor baie meer as net hemel toe gaan. Hierdie heel laaste woorde aan hierdie man is interessant. Die teks sê vir ons hy was Samaritaan. Ek weet die ander 9 blykbaar nie en ek wonder of dit nie die rede is hoekom hy nie tempel toe is nie. Want die Samaritaan het op 'n ander plek aanbid. So hier stuur Jesus om nou en op pad kom hy agter maar ek glo eintlik nie wat hierdie ander ouens glo nie. Ons was nou 'n community en goeie vriende vir 'n rukkie want ons moes, maar ek kan nie tempel toe gaan nie want dis nie my tempel nie. En dan draai hy om. En dan gaan hy terug. En dan is hy die een wat in die gaan agterkom. Hy word gesond. En wanneer hy dan by Jesus kom, dan vra Jesus vir hom die vraag, nou waar is die ander 9? Maar dan sê die laaste woorde van Jesus. Jesus sê vir hom, jou geloof het jou gered. En daardie woordjie gered is baie meer as net dat hy gesond geword het. Want Jesus het vir klomp mense gesê, jou geloof het jou gered. Hy sê dit vir die vrou wat sy voete was. Hy sê jou geloof het jou gered. Hy sê dit vir klomp mense in Johannes 8, sê dit vir die ander vrou wat 'n sekswerker was. So daardie red beteken nie net gesond word, dit beteken ek gee vir jou 'n nuwe lewe, ek gee vir jou 'n nuwe geboorte. Daar's 'n nuwe identiteit wat kan ontstaan as jy by daai gebrokenheid van jou kan uitkom. En ons het nie 'n Grieks-Afrikaanse woordeboek nie. Daar's nie so een nie. Maar daardie woordjie Joodse word op 3 maniere vertaal. In die evangelies en ook in die woordeboeke van Engels, daar's op 'n partykeer staan, your faith has saved you. Op ander plekke, your faith has healed you. Your faith has made you well. Daar's klomp maniere. As Jesus red, dan maak hy net liggame gesond nie. Hy bring dinge weer bymekaar. Dat er 'n stuk selfverstaan kan kom oor wie jy is. Dat jy ook jou gebrokenheid en jou pyn en jou trane en daai dinge wat onder die woede lê, ook mee kan werk. Walter Brueggemann het gesê dat toegang tot die ware lewe kom meestal net deur die weerstandige pyn, die weerstandige deur van pyn. Partykeer sal ons daar moet gaan. Iemand skryf, hy sê, hy beskou pyn as die locus, dis die meetkundige plek, van nuwe moontlikhede as die matrix of die baarmoeder van lof. Met ander woorde, dat mens daar moet ingaan om te kan opstaan. So as Jesus in Johannes 20 vir 'n vrou vra, hoekom huil jy? Dan veroordeel hy haar nie om te sê, jy mag nie huil nie. Hy vra eintlik ook, hy kan ook dalk vir haar gevra het, waarom is jy nou kwaad? Waarvoor is jy nou bang? Wat se vrees het jy hier nou? En dis daai vraag waarmee ek en jy onsself eintlik moet vat. Wat is dit wat agter hierdie goed lê? En Jesus veroordeel nie en sê vir jy mag nie huil nie. Hy sê, wat vertel vir my? Sit vir ons net die volgende 3 aanhalings op. Frida van Wyk, 'n teoloog in Stellenbosch, skryf so en sy sê, pyn staan sentraal in die Christelike boodskap. So as geloof of jou kerk, tydens jou geboorteproses of wedergeboorte, met ander woorde die feit as jy voor Jesus kom en sê, hier's ek wil gesond word, ek wil heel word, red my. Hy sê, as jou kerk of jou geloof die rol speel van 'n epiduraal en nie die van 'n vroedvrou nie, word die boodskap van Christus geminag. As geloof as pynverdowing optree, nie as pynbegeleier nie, is dit juis nie die gospel nie, dan is dit werklik die gospel. Dan is dit iets half goedkoops, wat ons vir iemand wil sê en sê,
Met gelowiges gaan dit altyd goed. Jy gaan nie pyn hê nie, jy gaan nie hartseer nie, dit sal net goed gaan. Daarom sal Brueggemann sê die volgende stelling: pain that is not transformed will be transmitted. Dit gaan oor in lelike goed. Ek wil afsluit vir oggend met die gedagte dat die pad van genesing, hierdie pad van wedergeboorte, begin by 'n plek van erkenning oor waar jy is. Hierdie melaatse mans moes dit erken. Hulle het op 'n afstand bly staan en na Jesus geroep en geskree. Maar wat gebeur? Jesus sê net vir hulle, gaan wys hulle vir die priester. En dan moet hulle stap in Jerusalem in, hulle moet die tempel toe gaan. Ons weet nie hoe lank laas was hulle by die tempel nie. Die wonderlike ding is hierdie wonderwerk gebeur as 'n proses. Dit gebeur in die gehoorsaam wees. Kyk, Jesus het klomp goed gedoen. Partykeer het hy vir ouens gesê, jy is gesond, ander kere het hy modder gevat en op iemand se oë gesmeer. Hierso en op klomp ander plekke in die Bybel, dan sê hy net vir hulle gaan. En in die gaan gebeur die wonder. Johannes 5 ook. Die man wat by die wat krepeel het, dan sê Jesus vir hom, gaan en gaan was jouself. Hoe moet hy nou gaan? Hy's aan krepeel. Dan moet hy iemand kry en die oomblik as hy by die bad kom, wat jou waarskynlik 'n paar 100 meter van daar af is of selfs 'n kilometer of 2, wanneer hy daar kom, sal hy gesond raak. Hierdie ouens moes gaan. Hulle moes stap in die rigting van die tempel en in die stap het hulle agtergekom, hulle word gesond. Met ander woorde dat hierdie genesing begin by 'n plek van erkenning, maar dit is 'n proses. Dit is iets wat dieper en dieper en dieper moet gaan in jou lewe. Dit is iets wat nie onmiddellik gaan gebeur nie. Dit is iets wat gebeur by 'n plek van, is dit dalk my ware identiteit? Is ek regtig nou kwaad? En baie keer gaan jy jouself uitvang en baie keer gaan jy 3 keer agter mekaar kwaad word sonder dat jy besef, agter hierdie woede lê eintlik iets meer. Hierdie Samaritaan het deel geword van 'n groepie en hy was 'n melaatse. Dis waar sy identiteit gelê het, ek is melaats. Jesus kan vir hom 'n nuwe identiteit gee. Hy stuur hom terug as iemand wat gered is. Ek en jy is in hierdie pad, op hierdie proses besig, om jouself uit te vang elke dag, oor waar hierdie woede eintlik net oor iets anders lê. Ek wil afsluit met 'n kort gediggie van King Longton. I don't think people have demons. I think they have themselves. And things they aren't ready to be honest about yet. It's not easy to come to grips with the fact that we're capable of hurting people with the same instrument we love them with. The heart is a hungry wolf and it's made of glass. En wat ons baie keer doen met hierdie wolf is, ons sit net 'n groot plakker op. Fragile, breekbaar. En jy los hom eenkant. Woede is God gegewe. Jy word kwaad en ek word kwaad. Gaan ondersoek jou woede. Gaan ondersoek ook jou onderdrukte woede. En sien die pyn en die seer en die bangheid daar agter. En wees dan bereid om die waagmoed te hê soos Lukas 17 se 10 manne. En te roep na Jesus wat gesond maak, wat red, wat 'n nuwe lewe bring, wat jy waarskynlik vir jou kan gesond maak, op soveel meer maniere as wat jy ooit kan dink. Amen. Ons gaan nou oor tot gebedsang. Ons kan dit alleen doen as ons weet die genade van die Here is met ons. As jy vir oggend, môre, of die dag daarna voel, ek sukkel met hierdie ding in my lewe. Jy kan na iemand toe gaan. Daar's klomp dinge wat jy kan doen. En jy moet jouself sien as 'n holistiese persoon. Partykeer moet jy medikasie neem as jy siek is. Partykeer moet jy diep asemhaal. Partykeer moet jy dokter toe gaan. Partykeer moet jy 'n sielkundige gaan sien. Partykeer moet jy mediteer. Maar jy moet altyd bid.
Mag die ontvanklikheid van God. Miskien vandag vir jou sê dat God het nie 'n werkersdag nie. Elke dag is vir hom 'n dag waar jy sal kom ontvang in sy teenwoordigheid.